Hallo julle, so vandag doen ons aansuiwerings. Hierdie is deel 2, die eerste video die November 2024 se aansuiwerings. So kom ons spring in. Ons kry die inligting hierso, die saldo en totaal uit die rekord op 28 Februarie 2023. So, verkope se syfer word gegee en fooie inkomste se syfer word gegee hierso. Ons fokus heel eers op hulle twee. So, jy moet na die inligting kyk en dan moet jy die inkomstestaat en balansstaat voltooi. En dan vir aansuiwering 1.1 op die vraestel, kyk die video oor vervaardiging, dan gaan jy hierdie eentjie op jou eie kan doen na die video. So, die besigheid gebruik op winsopslagpersentasie van 120% op fietsse se kosprys. Handelskorting 336.000 in totaal is toegestaan en opgeteken. So, die eerste deeltjie beteken dat kosprys 100% is, wins is 120, want die winsopslagpersentasie van 120%. So dit beteken dat die verkoopsprys 220% is. So om koste van verkope te bereken, jy sal sien op jou antwoordboek, moet jy koste van verkope bereken. Die verkope is gegee in die syfers waarna ons net gekyk het. So verkope, dan gaan jy die handelskorting bytel. En dan die totale syfer maal met 100 op 220, want jy soek jou kosprys, maar jy het die verkoopsprys. Dan is dit jou finale antwoord vir jou koste van verkope, en dit gaan jy dan inskryf op jou antwoordboek. Dan, die eerste aansuiwering eintlik dan nou is kommissie inkomste. 41.000 is aan die besigheid verskuldig. So dit kom in die inkomstestaat as 'n inkomste vir die jaar en in die balansstaat as 'n opgelope inkomste. En opgelope inkomste is 'n bate, want dit beteken jy moet nog die geld ontvang, maar jy het nog nie. So jy teken dit aan as 'n bate. En dit is wat verskyn as kommissie inkomste by die gegewe inligting op die vorige slide. Dan gaan ons die opgelope inkomste bytel by die syfertjie wat ons het om R318.000 te kry. Dit moet jy gaan inskryf in die inkomstestaat, want dit is die totale bedrag wat jy in jou finansiële jaar as fooie inkomste kan erken. En dan gaan jy ook R41.000 in die balansstaat as 'n opgelope uitgawe aanteken. So hierso is kommissie inkomste se syfer. Ek dink ek het gepraat van fooie inkomste nou net, maar dit is eers die kommissie inkomste. Fooie inkomste word volgende behandel. En dan hierso is die koste van verkope syfer wat afgetrek word van verkope om jou bruto wins te gee. Volgende doen ons nou die fooie inkomste. Ons het nou koste van verkope en kommissie inkomste afgehandel. En ja, kom ons kyk na fooie inkomste. Fooie inkomste sluit R47.150 vir Februarie en Maart 2023 in. Maart is wel in die volgende finansiële jaar. En hulle sê let wel, fooie inkomste het op 1 Maart 2023 met 5% verhoog. So, hierdie bedrag is gegee, en nou gaan ons die bedrag wat ingesluit is, maal met 105 op 205. Februarie is 100%, Maart is 105%. So altesom gee dit weer 205%. So hierdie is die formule wat jy soek op wat jy het. Jy soek Maart so 105% om dit uit te haal. So die R23.000 wat 'n vooruitbetaalde uitgawe vir Maart is, tel jy by handels en ander betaalbares in. Want jy het dit ontvang, maar jy moet dit eintlik terugbetaal. So dan trek jy die R23.000 af, gee vir jou R24.150 inkomste vir Februarie wat reeds bygetel is in die inkomstestaat. Daarom trek jy dit af. Hierdie is nie 'n vooruitbetaalde uitgawe nie, dis 'n vooruit ontvange inkomste wat jy gaan bytel. Hier in die ligte pink blokkie, dit is die fooie inkomste wat jy gaan aftrek vir die finansiële jaar. Hier in die volgende pink blokkie is nou die fooie inkomste wat by handel en ander betaalbaar is, want dit is 'n vooruit ontvange inkomste. So jy gaan dit bytel as 'n bedryfslas.
Okay. Dan aansuiwering nommer 3. Boelie beperk hier vanaf 1 Mei 2022 150 vierkante meter ruimte van prime opberging teen 'n maandelikse bedrag van R330 per vierkante meter. Die maatskappy het die gehuurde ruimte op 1 November 2022 met 25 vierkante meter verhoog. Hier is tot 30 April 2023 betaal. So, let wel, jou finansiële jaar is van 1 Maart 2022 tot 28 Februarie 2023. So ons het 12 maande se geld betaal, maar net 10 maande is in die finansiële jaar. So hierdie Maart en April is in die volgende finansiële jaar. Okay. So 1 Mei tot 31 Oktober 2022 was 6 maande, het ons net 150 vierkante meter gehad. En teen die prys van R330 gee vir jou 297,000. Dan 1 November 2022 tot 30 April 2023. So dit is nou die, hier is 'n fout. So dit moet wees 1 November 2022 tot 28 Februarie 2023. Dit is die 4 maande, wat ons dan 175 vierkante meter het. Dit gee vir 231,000. En die twee bedragie by mekaar getel, gee vir jou die bedrag wat jy betaal het. Maar dan gaan jy na die 2 maande, die Maart en April 2023, ook 175 vierkante meter, want ons nou die 25 verhoog, daarso, dan gee dit vir jou die vooruitbetaalde uitgawe. En dan gaan jy nou hier dit aantwin, die vooruitbetaalde uitgawe, gaan jy uithaal by hier uitgawes. So dit was jou volle uitgawe gewees vir die tydperk, minus die vooruitbetaalde uitgawe. Geef jou 528,000 wat jy in jou inkomste staat gaan toon as jou huuruitgawe. En dan hierso tel jy die huuruitgawe by handels en ander ontvangbares. Dit is 'n bedryfsbate vir die finansiële jaar. Want jy dit reeds betaal, so vooruitbetaalde uitgawe is 'n bedryfsbate. Okay, volgende doen ons direkteursgelde. So hierdie is die gegewe syfer in die inligting. Die aansuiwering is voorsien vir die direkteursgelde verskuldig. Die maatskappy se 2 direkteure, Brenda en Johan, is vanaf 2020 in diens geneem. Brenda verdien R10,000 per maand meer as Johan, maar sy is nog nie vir Februarie 2023 betaal nie. Johan het vir die laaste 3 maande van die finansiële jaar onbetaalde verlof geneem. So heel eerste, my raad sal wees, trek vir jou 'n blokkie en sê Johan is X en hy is slegs vir 9 maande betaal, want hy het die laaste 3 maande onbetaalde verlof geneem. En dan Brenda is X plus 10,000, want sy verdien R10,000 meer as Johan. En sy is net vir 11 maande betaal, want hulle sê vir jou, sy is nog nie vir Februarie 2023 betaal nie. So dit is die totale aantal maande wat jy het, is 11 plus 9, dit gee vir die 20. So, heel eerste gaan ons die totale syfer wat gegee is vir direkteursgelde, dan gaan ons die verhoging uithaal. So Brenda se verhoging, sy is ons vir 11 maande betaal, verhoging is R10,000. So ons gaan 10,000 maal 11 uithaal, dan kry ons 1,5 miljoen. En dan 1,5 miljoen is gelyk aan 20x, want nou is Brenda en Johan dieselfde, want ons het die verhoging uitgehaal. So, dan werk jy vir x uit, om 1,5 miljoen gedeel deur 20 is R75,000. Dis Brenda en Johan se maandelikse salaris. So nou gaan ons die syfer gegee, plus Brenda se salaris met die verhoging. Hierso is die verhoging, gee vir jou 1,695 miljoen. En dit kom in jou inkomste staat. Jy gaan ook R85,000 in die balans staat as 'n opgelope uitgawe onder handels en ander betaalbares toon. So kom ons kyk, die blou bedragies, hierso by direkteursgelde, tel jy Brenda se syfers by, wat nog nie in berekening gebring is nie. En dan by die balans staat, tel jy die R85,000 by, dis die 75 plus die 10,000, want jy skuld dit nog steeds aan Brenda, so dit is betaalbaar. Okay, so dra 'n debiteur se debiet saldo R2,700 vanaf die debiteure grootboek na sy rekening in die krediteure grootboek oor.
So jy gaan 2700 aftrek hier by die debiteerde grootboek. So hier is sy debiet saldo. Nou gaan jy dit aan die kredietkant skryf. Ignoreer daai persbokkie. Ons gaan hierdie enetjie, ons werk met die enetjie. Okay. So dit is aan die debietkant. Nou gaan skryf jy dit aan die kredietkant. En omdat hy hier aan die kredietkant is, gaan jy hom hierso aan die debietkant skryf vir die krediteerde grootboek. So jy gaan hom aftrek by handels en ander ontvangbares en ook aftrek hierso. Okay, onthou net daai enetjie is verkeerd. Ons gaan hom sommer doodtrek so. Okay. En hierso word dit aangetoon. Hier word dit aangetoon by handels en ander ontvangbares. Trek jy nou die debiet saldo af want jy het hom ons aan die kredietkant gaan skryf in die debiteerde grootboek. En hierso het jy dit by handel en ander betaalbares ook aan die debietkant van die laaste rekening van die krediteerde grootboek het jy dit gaan aftrek. So dan skryf jy dit ook by handel en ander betaalbares in. Okay. Nou gaan ons 3 aansuiwerings op een slide doen. So hou maar kop. Jy verwys altyd terug na jou inligting toe, soos wat ons aangaan. So die vaste deposito 1.5 miljoen, SAID inkomstebelasting, so voorlopige belastingbetalings word hier gegee en dan dividende op gewone aandele se bedrag word ook hier gegee. So, die maatskappy het in 3 vaste deposito's van gelyke waarde belê. Een van die vaste deposito's sal op 31 Mei 2023 verval. So, dit verval in die volgende finansiële jaar, binne die volgende 6 maande. So, jy gaan die bedrag van vaste deposito's 1.5 miljoen deel deur 3, want dit is van gelyke waarde. So, dit gee vir jou 500.000 rand. So, dit val buite die finansiële jaar. So, jy kan dit nie nou al dadelik in jou bank gaan skryf, nee, jy gaan skryf dit dadelik in jou bank, as kontant en kontant ekwivalente, en jy skuif die 500.000 van jou vaste bates na jou bedryfsbates. En dit word dan as kontant en kontant ekwivalente soos in jou bankrekening aangeteken. Okay, as ons nou vir julle wys, hy is die groen enetjie op die antwoordstel wat ek nou vir julle gaan wys. En dan 'n bedrag vir belasting is nog op 28 Februarie 2023 aan SAID verskuldig. So belasting minus jou voorlopige belastingbetalings is gelyk aan die belasting wat nog verskuldig is, wat jy dan in jou inkomstestaat gaan toon as belasting verskuldig. So hierdie is die bedrag gegee. Die belasting en die voorlopige belastingbetaling gee vir jou belasting verskuldig. Okay. Dan die heel laaste aansuiwering. So, dividende. Tussentydse dividende betaal is R990.000. Finale dividende is nog verskuldig. So, die volle bedrag van finale dividende is steeds verskuldig en moet jy as 'n bedryfslas gaan aantoon in jou balansstaat. So kom ons kyk gou. Hierdie is die inkomstestaat. Hierdie is die tweede deel van die inkomstestaat en jou inkomstebelastingsyfer vir die hele finansiële jaar word hier afgetrek van jou netto wins voor belasting. Okay, hierso is die vaste deposito, so dit was 1.5 miljoen, dan trek jy 500.000 af, of jy skuif dit eintlik net na kontant en kontant ekwivalente toe. Hierso is dit die SAID inkomstebelasting. Die bedrag verskuldig minus die voorlopige betaling is gelyk aan die bedrag wat jy nog skuld vir die jaar. En dan jou volle bedrag van aandeelhouers vir dividende is 'n bedryfslas. Dit is 'n korttermynlas, want jy skuld dit aan jou aandeelhouers. Okay, ons is klaar. Baie dankie dat julle gekyk het en ek hoop regtig die video help julle.